Goeienaand almal. Vanaand se oordeenking se opskrifie is: Jesus se missie kon net vervul word deur lyding. En ons skriflesingkie kom uit Matteus 4 vers 6. Maar voordat ons begin, kom ons buig net die hoofde. Ons Vader, ons sê vir U dankie vir al die seëninge, Vader, wat U vir ons elke dag gee. Soveel van die dinge vat ons net vanselfsprekend, Vader. En ons weet nie dat hoe bevoorreg ons eintlik is, Vader, om al hierdie dinge wat ons het te geniet nie. Ons vra dat U asseblief sal gaan saam met ons, Vader, waar ons 'n stukkie nou gaan bestudeer. Sien dit uit ons hart, Vader, dat ons iets daaruit kan leer en dit saam met ons kan vat. Vra dit in Jesus naam alleen. Amen. Nou as ons gaan kyk na Matteus 4 vers 6, dan lees ons daarso: En sê vir hom, as U die Seun van God is, werp U self af. Want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande U, en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien U voet teen 'n klip stamp nie. Die verhaal speel af na Jesus se doop toe hy in die woestyn in beweeg het, en later alreeds vir 40 dae gevas het. Toe het Satan na hom toe gekom met versoekings, en die eerste een wat hy gekom het was, of wat hy gebruik het, was die een oor eetlus. En mense sal nou dink, jy weet, die eetlus is 'n natuurlike ding, dis natuurlik om honger te word, ons almal moet eet om in die lewe te bly. Maar, en nou, hoe kan Satan, jy weet, iets so onskuldig soos 'n eetlus gebruik, jy weet, 'n natuurlike ding, om ons te verlei? Die probleem lê nie soveel by die eetlus nie, maar die probleem kom in as mens iets eenvoudig soos 'n eetlus nie kan beheer nie. Nou, tydens die Victoriaanse era, dit was so laat 1830s tot die 1900, het die ou mense van daai tyd al klaar besef dat as mens die aptyt kan beheer, dan kan hulle ander karakterdefekte ook voorkom. Ek wil net 'n stukkie lees wat geskryf is oor daai tyd. In addition to serving as a kind of diagnostic tool that revealed character, rules against snacking also provided an antidote to moral weakness. Learning to obey them helped youths develop integrity and virtue and protected them from an array of vices that might compromise their respectability further down the road. The middle class perceived indulging the appetite at whim as dancing dangerously close to the edge of a variety of character flaws related to an inability to control the animal instincts. En dit is hoe Satan iets so onskuldig kan eintlik verdraai en gebruik teen ons, laat dit gevare inhou wat ons nie eens kan aandink nie. En hier waar Jesus die woestyn in beweeg het, hy het nie gaan versoeking uitsoek nie. Hy het eenvoudig waar hy net alleen gewees het saam met sy Vader, om homself voor te berei vir die tyd wat voorlê. En ek dink nie ons weet wat se moeilike lewe Jesus eintlik gelei het nie. Satan wou hom letterlik doodgemaak het van sy geboorte af. Ons ken die verhaal van Herodes waar hy al die 2-jarige seentjies en jonger laat doodmaak het in die Bethlehem en omliggende areas, want dit is waar hy geweet het die Messias sou gebore gaan word het. En ons weet dat terwyl Jesus, jy weet, die skare genees het met wonderwerke, het Satan se agente tussenin gestaan en elke woord wat hy sê ontleed met die hoop dat hulle dit teen hom kan gebruik. En na al hierdie dinge nog steeds nie gewerk het nie, het hulle valse getuienis teen hom gebring, met die hoop dat hulle hom dan kon doodmaak. Satan het als probeer om Jesus te vernietig, want hy het geweet as Jesus se missie sou slaag, dan was dit verby vir hom. Al sy leuns wat hy gespreek het, sou bewys geword het, en al die verlore siele wat basies in sy greep was, sou Jesus teruggewen het. Die 3 versoekings wat Satan na Jesus toe gekom het, toe hy daar in die woestyn was, is 'n baie slinkse manier van wat hy te werk gegaan het. Hy het so ver gegaan om dit te aantal uit die skrif uit, om vir Jesus te bewys, hy ken die skrifte, maar hy het tog die skrifte so bietjie verdraai daar waar hy dit gebruik het. Maar hierdie 3 versoekings is eintlik 'n kombinasie van al die versoekings wat mens kan kry as mens.
En ek wil net 'n stukkie aanhaal wat vrylik vertaal is, wat iemand geskryf het oor dit. Die prins van hierdie wêreld het na Christus gekom om die drange van menslike begeerte te bevredig. Nommer 1, om die materiale gemak en nood van die wese te bevredig. Nommer 2, vir die voorreg om te doen soos mens wil en om die voorreg van ongehoorsaamheid te geniet sonder om die verantwoordelikhede daarvoor te aanvaar. Nommer 3, vir trots en gewildheid en 4, vir mag en gesag oor ander mense. Nou soos ons weet, Jesus het die versoekings weerstaan en Satan is weg van hom af. En Satan het klaar die stryd verloor, maar al wat hy nou nog aan ons kan doen, is om vir my en jou die pad moeilik te maak, en om ons te kry om soveel moontlik te val, en om God se karakter vir ons te verdraai, dat ons nie die ware karakter sien nie. Hy sal als in sy mag probeer, om ons te laat verlore gaan, en dit gaan op die einde van die dag nie eens oor ons nie. Dit is uit en uit net hy wat God wil terugkry, want hy weet vir elkeen van ons wat hy laat verlore gaan, is iets wat God sal laat hartseer maak. Nou die goeie nuus vir my en vir jou is dat Jesus het klaar oorwinning behaal deur 'n leeftyd van swaarkry en sukkel. En ons is geseënd en bevoorreg genoeg, dat ons deur Jesus se genade en geregtigheid bekleed kan word. Al wat ons moet doen is ons kant bring, om weg te streef van sonde af en om verskoning te vra dat wanneer ons dit gedoen het. Kom ons sluit net die oë om af te sluit. Vader, ons sê vir U dankie vir dit wat ons nou kon bestudeer en geleer het. Ons vra dat U ons asseblief sal lei, Vader, en maak ons so oop dat ons die slinkse maniere kan sien waardeur Satan probeer om ons te verlei. Ons wil ook vir U dankie sê vir U liefde, Vader, wat U so ryklik op ons uitstort, Vader, dat ons nie eens kan besef die diepte daarvan, Vader, dat wat U als presies vir ons gedoen het nie. Ons wil ook vir U sê dankie vir al die opofferings, Vader. Vra U die dinge nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen in U genade. Amen.